Môre, dis Saterdag die 1 November en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jou hart vandag rustig is in die teenwoordigheid van die Here. Het jy al ooit gewonder hoekom God mense roep? Nie net predikante of sendingwerkers nie, maar gewone mense soos ek en jy. 'n Pa, 'n ma, 'n kind of 'n jong seun in 'n stad vol afgode. Ons gesels vandag oor Abraham. Hy het in die stad Ur van die Galdeërs gewoon. Dit was nie 'n heilige plek nie. Ur was vol afbeelde en afgode, rook wat opgegaan het, tempels waar mense offers bring aan dooie gode. Daar was geen lewe nie. Selfs Abraham se pa Tera het ander gode gedien. Dis hoe hulle groot geword het. Dit is opgeskryf in Josua 24 vers 2. Kom ons lees saam. Toe sê Josua aan die hele volk: "So sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon. Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. En dis toe, daar tussen al daardie afgodery, dat die lewende God praat. Nie met 'n priester of 'n koning nie, nie met 'n volk nie, met een man, Abraham. En luister wat sê God vir hom. Dit staan geskrywe in Genesis 12 vanaf vers 1 tot 3. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees." En Abraham, hy was gehoorsaam. Hy los sy huis, sy mense, sy verlede. Hy weet nie waarheen hy gaan nie, maar hy weet wie hom roep. Nou Stefanus vertel later in Handelinge 7 vers 2 tot 4. En hy sê: "Broeders en vaders, luister. Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het en vir hom gesê het: Trek uit jou land en uit jou familie en kom na die land wat ek jou sal wys. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeërs en in Haran gaan woon. En na die dood van sy vader het hy hom daarvan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon." Abraham het nie geargumenteer nie. Hy het getrek, want hy het geweet, as God praat, dan volg jy. Weet jy wat tref my? In daardie dae moes mense afbuig na gode. Hulle moes die beelde ronddra, selfoffer, self probeer. Maar Abraham het gehoor, die lewende God roep hom, nie om af te buig na dooie hout nie, maar om op te kyk. Ons lees dit so mooi in Psalm 121 vers 1 tot 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dis presies wat gebeur. God kyk na Abraham en roep hom. Nie net met 'n klop op die skouer nie, maar met 'n doel. Nou die Hebreëse woord vir roep is kara. Dit beteken om iemand met bedoeling te nooi, om 'n naam hardop te roep. God het nie bloot 'n uitnodiging gestuur nie. Hy het vir Abraham geroep omdat hy 'n plan gehad het. En weet jy wat? Hy doen dit vandag nog. Hy roep nie net massas nie, hy roep mense. Hy roep jou. Abraham het nie geweet hy gaan eendag die stamvader wees van Israel nie. Hy het net geweet, God het gepraat. En dit was genoeg. Jesus het dieselfde gedoen. Hy het vir Petrus en Andreas gesê: "Kom volg my." En hulle het alles gelos. Wanneer God roep, dan gee jy oor. En die mooiste belofte, God sê vir Abraham: "In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." En eeue later, uit Abraham se lyn kom Jesus, ons verlosser, die ware seun vir elke volk, elke taal en elke hart. Kom ons bid saam. Heilige Vader, U is die lewende God. U het nie net Abraham geroep nie, U roep ons ook. Dankie dat U elkeen van ons by die naam ken. Dankie dat U met liefde praat, selfs wanneer ons nie luister nie. Ons gee ons harte, ons lewens en ons toekoms aan U, Here. Leer ons asseblief om U stem te herken
en gehoorsaam te wees, selfs al verstaan ons nie altyd die pad nie. Geef vir ons moed om te stap soos Abraham en vertroue om agter te laat wat ons ken en geloof om aan U vas te hou. Here, vergewe ons wanneer ons doof was vir U stem, waar ons eerder die stem van vrees gevolg het. Was ons skoon met U genade en bring ons elke dag nader aan U wil. Dankie dat U steeds roep, nie net vir nasies nie, maar vir name. Dankie dat ons mag opkyk, nie na dooie afgode nie, maar na die lewende God wat hemel en aarde gemaak het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ek wil jou iets vandag vra. Het jy gehoor toe God geroep het? En het jy geantwoord? Of is dit dalk nou die tyd om stil te raak en te luister? Ek weet een ding, God roep steeds en hy wag vir jou antwoord. Ek weet ek is geroep deur God en ek verklaar ek sal hom volg, maak nie saak wat nie. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Laat jou lewe wys, God praat nog steeds en jy's op die pad saam met hom. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.